Goeiemôre vriende, so op so 'n mooi donderdagoggend die 24ste Februarie 2026 mag julle sommer net 'n lekker wonderlike dag hê wat voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almagtige. Dankie Here dat ons vir U mag aanbid as 'n lewende, alomteenwoordige God. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan hierso by Tessalonisense. Ons het gister het ek so 'n bietjie by julle stil gestaan oor daai gebed van Paulus vir die mense in Tessalonika. En dan is ons by die tweede hoofstuk. In die tweede hoofstuk staan daar die volgende, daar staan: En nou broers, wat betref die wederkoms, want onthou nou vriende, daar was in hierdie tyd, onthou nou, hulle is heidene wat tot bekering gekom het. Ons altyd onthou, wanneer dis hoekom die konteks so belangrik is. Dit is heidene wat tot bekering gekom het, né? Hulle het uit hierdie afgode dom uitgekom. Nou het hulle tot bekering gekom. Nou kan julle nou dink, daar's 'n klomp, ons dink nou baie keer vanuit ons konteks, maar onthou nou, dit is jong kinders van die Here, jong kinders, nog brose kinders van die Here, né? En nou is daar ons nou, juis wanneer daar nou so is, dis nie asof hulle nou so met die Bybel hier by hulle gehad het, soos ek en jy nou waarin ons kan bly. Hulle het nie so daai tipe goed gehad nie, ons moet dit altyd onthou. So daar's altyd mense in gerigte en ouens wat aan 'n twak praat daarso, né? En nou kom sê Paulus vir hulle, hy sê, hoorie, broers, wat betref die wederkoms van Christus Jesus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. So hy sê, ek wil net gou 'n bietjie met julle praat oor die wederkoms, want dit lyk my daar so 'n bietjie onduidelikheid. Kom ek vertel gou vir julle, sê Paulus. Hy sê vir hulle, moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie. Hy sê, besop vir daai mense, hulle weet nie waarvan hulle praat, hulle het nie 'n idee waarvan hulle praat nie. Dan gaan hy aan en sê, of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak, soos Dani wat nou so ruk terug gesê het, daai een wat Dani, wat kan nie weet sy van, want hy sing ook so lekker, wat gesê het, maar die wederkoms, as hy dan sê, hy sê, of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak, of in 'n preek, of in 'n brief, wat sogenaamd sê hy nou van hulle afkom, van ons afkomstig sou wees, laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal homself bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Hy sê so, moenie oor die wederkoms staan en dink met al hierdie nonsens wat party mense hierso vir julle kom sê nie. Hy sê, julle sal baie duidelik weet wanneer die tye daar is. Nou vriende, ek moet nou sê, en as ons nou maar kyk in ons tyd, dan lyk dit dan regtig nie goed nie, né? As jy nou kyk wat alles aan die gang is, dit is eintlik 'n klomp verskriklike goed wat aan die gang is. Net in ons eie land wat aan die gang is, dan wil ek en jy tog vir mekaar sê, jene, maar as die wederkoms nie naby nie. Nou, ongelukkig vir my en vir jou, vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag vir die. So, ek en jy sal nooit dit weet nie, né? Dit moet ons ook vir mekaar kom sê. Nou gaan hy aan, hy sê, onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En julle weet nou wat hom nou nog teenhou, sodat hy eers dit sy tyd is sy verskyning sal maak. Dan gaan hy aan, sê hy, die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou, moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg, en deur die glans van sy verskyning vernietig. Nee, soos Paulus kom sê vir die ouens, leef julle eintlik maar net aan. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Nou vriende, die wettelose mense ons in ons wêreld kyk, is die volop. Want die wetteloosheid is volop. In ons land is dit volop. Ons sal julle meeste van ons regering sit in daai posisie, né? So ons weet nie wanneer, selfs wat Paulus sê, wanneer gaan die wettelose mense, daar's so baie wetteloosheid nou, is dit nou die tyd? Ek en jy weet nie.
Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose mens gepaard gaan met groot magsvertoon en allerlei valstekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Nou, so Paulus kom praat maar net hierso met hierdie mense, vriende. Ek dink ook nie lekker hulle weet wat hy sê nie. Ek moet nou eerlik vir julle sê, selfs as ek en jy hierdie gedeelte lees, weet ons ook nie eintlik lekker wat Paulus probeer sê nie, né? Alhoewel ons net weet maar dat daar moet lyk my is maar nog baie meer wetteloosheid plaasvind en so aan. Maar Paulus, ek dink Paulus daai tyd het uit sy eie menswees uit geskrywe en maar probeer net om 'n verduideliking te gee soos wat hy goeie sien. Want niemand weet eintlik regtig wat Paulus hier so sê nie. En dan kom sê hy in vers 13: Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Weereens onthou net, hulle was heidene gewees wat tot bekering gekom het. Dit maak baie sin wat Paulus hier sê. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo, né? So hulle het geglo op die ouene wat Paulus gesê het oor Jesus Christus aan hulle kom verkondig het. En nou kom sê hy, julle moet verseker wees die Heilige Gees het julle afgesonder, julle eenkant gesind, julle spesiaal. Moet julle nie deur hierdie dwaling en jy moet nie deur al hierdie gesprekke laat dit julle wegtrek van die waarheid dat Jesus Christus die weg en die waarheid en die lewe is nie. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie. Evangelie gaan oor Christus, né? Wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Kom sê hy vir hulle, né? Ja, ons volstaan nou maar daar, dit is by 5 sent vandag. Vriende, hier, ek weet nie of julle te veel hieruit gekry het nie, want ek dink nie ons as weet regtig wat gaan gebeur, wanneer is die eindtye daar nie, is al so baie ouens wat nonsens gepraat het daaroor, né? En ek dink ons moet maar net weet, liewe vriende, ons moet lewe volgens die woord van die Here, en dit is vrek moeilik in ons tyd ook, né? Maar ons moet lewe volgens die woord van die Here. Ons moet die Here vra deur sy Gees om ons te help met versoekings oor ons pad. Ons moet die Here God vra om ons te help met ons heilig sal lewe, né? Dat ons regtig as mense van die lig sal lewe in 'n tyd wat daar baie duisternis in hierdie lewe inderdaad is. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy nabyheid ervaar, mag julle sy genade ervaar. Amen.